Kom, is net handig om te kan sien. Kom ons bid. Here, dankie vir die woord. Ek vra dat U ons sal help en dat U vir elkeen van ons die vermoë gee om die stem te hoor. Here, as ek iets kwytraak wat nie reg is nie, gee die volwassenheid om by dit verby te kom. Ons gaan bid, U is die Here. In Jesus naam. Amen. Goed, so 2025, het jy dit geniet? Kan jy begin jou lewe elke dag met Psalm 103 vers 1 wat sê, ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Of as jy depressief is, jy in 'n gat is, voel jy dinge is nie reg nie, of is dit jou hart, om in die oggend voor hom te staan sê, Here, ek loof U met alles wat in my is. Want U is God, U is die Heilige. Almal wat deur hom gemaak is, loof die Here. Dis die einde van Psalm 103. Sê almal wat deur hom gemaak is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Dis oral. Ek wil die Here loof. Is dit jou hart? Is dit hoe jy gevoel het in hierdie jaar wat verby is? So nou wil ek vanoggend vir jou een ding uitlig. Wat bepalend is vir geluk vir 2026. En as jy hierdie ding kan vat, jy kan dit in jou hart kry en jy kan jou lewe volgens dit inrig, dan sê ek nou vir jou, dit gaan jou lewe positief verander. As jy dit vat. Baie eenvoudig. Micha 6 vers 8. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou, as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys, en om nederig die pad saam met jou God te loop. 3 goed, sê hy. Doen wat reg is, getroue liefde, nederigheid. As jy hierdie goed in jou lewe inkorporeer, as jy dit deel van jou lewe maak, gaan die lewe vir jou werk, dit gaan vir jou lekker wees. So ek wil op 1 vanoggend inzoom. 2 Petrus 1 vers 17. Ons lees hier dat Petrus praat hier van Jesus, en hy sê, hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Met ander woorde, dis hoe hy my laat voel. Dis hoe hy my laat voel. My seun, Jesus, laat my goed voel. Ek verheug myself oor hom. Dis hoe hy my laat voel. Filippense 2 vers 3 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Moenie dink aan jouself nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Laat iemand anders goed voel. As dit jou resep is vir die jaar wat kom, gaan dit vir jou werk. In enige situasie, enige plek, met enige persoon, enige interaksie. As jou motief is, jou plan is, om hierdie persoon te laat goed voel, dan is jy besig om te doen wat die Here sê. Hoe laat ek iemand voel? As jy met iemand te doen het, op watter manier ook al, en jy stap weg, hoe voel hy persoon oor jou? Hoe laat ek iemand voel? Dit is 3 vers 10, sê die ander kant, hy sê, as iemand verdeeldheid bring tussen julle, gee hom 'n eerste en 'n tweede waarskuwing en gooi hom dan uit die gemeente uit. Want hy is anti-koninkryk. Die koninkryk van God is 'n koninkryk van verhouding. Iemand wat verdeeldheid bring, iemand wat agteraf kinders en kwaad praat en storieetjies. Waarsku hom 1 keer, waarsku hom 'n tweede keer en gooi hom dan uit die kerk uit, gooi hom uit die gemeente uit. Ons het dit nog nooit gedoen nie. Ek het nog nooit op grond hiervan iemand uit die gemeente uitgegooi. Dalk volgende jaar. Kan ons kyk. Spreuke 6 vers 16. Die Here haat 6 dinge. Nee, daar's 7. En die eerste ding wat hy noem,
wat die Here haat, is hoogmoed. Arrogansie, selfverheffing. Die Here haat as jy wind is. Hy hou van nederigheid. Van nederigheid laat die koninkryk werk. Die oomblik wat ek myself minder maak in belang van iemand anders, dan werk die koninkryk. Die oomblik wat ek myself opruk, myself belangriker maak as iemand anders, dan werk dit nie. Dan breek dit die koninkryk. Hoe laat ek iemand anders voel? 1 Korintiërs 8 vers 1. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. Hoor jy? Kennis maak verwaand. Hoeveel keer is jy in 'n gesprek met iemand, en hulle sê ietsiekie, wat jy dink nie reg is nie, en dan moet jy dit regwys. Jy moet hulle reg help. Nee, dis nie so nie. Wanneer jy dit doen, dan mag dit wees, as jy reg is, indien jy reg is, dat die waarheid uitkom. Maar dit breek julle verhouding. Dit is belangriker om verhouding te bou as om reg te wees. Wanneer 'n mens dink hy weet alles, maak hy ander mense maklik hartseer. Dis die lewende vertaling, 2007, ek weet nie, 2007 vertaling. Wanneer 'n mens dink hy weet alles, maak hy ander mense maklik hartseer. Die Here hou van nederigheid, hou niks van hoogmoed nie. So uiteindelik nou, na ek 'n bietjie ouer begin word, kry ek dit nou reg, hier en daar, per geleentheid. As ek met iemand sit en kuier, of daar's geleentheid, en iemand sê iets, dan kry ek dit reg, as ek weet die ou jaag aan, hy sê iets wat nie reg is nie, dan kry ek dit reg, om te shut up. Nie altyd nie, maar ek kry iets hier en daar al reg. Om iemand nie reg te help nie. Want verhouding is belangriker as om reg te wees. Hoe jy iemand laat voel is belangriker as om reg te wees. Hoe laat jy iemand voel? As jy wegstap van 'n persoon af, hoe voel hy? Opgebou? Verneder? Bemoedig? Afgebreek? Dis in jou hande. 1 Korintiërs 13, gaan lees bietjie weer, hierdie hoofstuk. Self praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Tale van mense en engele. Al kan jy in tale bid. Kiara da bosh tamar dikiti verianda kataparondo ko andri. Wat die Here ook al vir jou gee. Jy het nie liefde nie. Al het jy profeseë, jy hoor die Here se stem om vir iemand te sê wat die Here vir hom sê. Profetiese woord. Jy kan geheime, kan jy navors, jy kan daarby uitkom. Jy het alle kennis. Jy verstaan die werk. As iemand iets sê, dan sê jy, dit is waar dit staan in die Bybel, en dis die konteks, en dis daar. Jy het al die kennis. Jy is vrygewig. Jy deel al jou goed in die armes uit. Jy is bereid om jou liggaam te gee, om verbrand te word, op offering. Al die goed. En hy sê, as jy nie liefde het nie, beteken dit niks. As jy mooi gaan dink, is hierdie al die goed wat ons najaag. Ons hou daarvan. Ons hou van die goeders. Ons hou van mooi goed. Ons hou van smart goed. Ons hou van duur goed. En ons hou van iemand wat die vermoë het om dinge te doen. Wat is die verhouding? Die Here sê, maak nie saak wat iemand het nie. As dan die verhouding is, dan help dit nie. Dan baat dit nie. Hoe laat ek iemand voel? As iemand wegstap, nadat hy met jou gepraat het, hoe voel hy? Beter? Slegter? Ek het al heel wat mense begrawe. Ek het nog nie een keer wat ek iemand begrawe het, erg gevoel ek is beïnvloed deur die kar wat hy gery het, of die huis waarin hy gebly het, of die werk wat hy gedoen het nie, of die geleerdheid wat hy gehad het nie.
Ek is beïnvloed deur hoe hy my laat voel het. Dis al. Hoe laat jy iemand voel? Jy moet kies, jy moet die besluit maak. Sê as ek met die Here verhouding het, ek het hom lief. En die tweede gebod is ek moet my mense om my lief hê. Dan moet ek besluit, sê Here, help my om teenoor die mense rondom my so op te tree, so te praat, so te leef, dat hulle beter voel, nie slegter. Hoe laat jy iemand voel? In jou huwelik, hoe laat jy jou vrou voel? Hoe laat jy jou man voel? Is dit jou plan om die ander een op te lig, te bemoedig? Of is dit vir jou net belangrik om reg te wees? Ons weet die vrouens is altyd reg. Maar ons probeer maar by die ding verbykom. Hoe laat jy iemand anders voel? So ek wil vir jou sê, as jy hierdie jaar wat nou kom, in oorwinning wil leef, en jy wil die blydskap van die Here beleef, en jy wil lekker lewe, jy wil gelukkig wees, gee erkenning aan almal met wie jy te doen kry. Maak nie saak wie hulle is nie. Gee erkenning. Want jy weet nie wat in sy hart is nie. Jy weet nie wat aangaan. Gee erkenning aan mekaar. Gee eer aan mekaar. Moenie oordeel van buite af nie. Jakobus skryf, hy sê, as iemand in die kerk inkom, en hy is vuil en verslons, moenie hom daar agter op die banke gaan laat sit nie. En as iemand inkom hy kom hier aan met 'n Lamborghini, wat SARS nog nie gevat het nie, moenie hom laat voorsit nie, want dan oordeel jy. So vra Heilige Gees om jy die vermoë te gee, om by die uiterlike verby te kyk, en nie iemand se gees in te kyk. Want dis waaroor dit gaan. Gee mense eer, gee hulle erkenning. Wees ingestel daarop om iemand op te bou. Positief te beïnvloed. Dis jou taak, dis wat jy veronderstel, is om te dink by jouself. As hierdie persoon van my wegstap, moet hy beter wegstap, as voordat hy my ontmoet het. Aanvaar dit. Om mense te aanvaar, om mense belangrik te laat voel. Dis die koninkryk. Dis die eenvoud van die koninkryk. So in enige situasie, met enige persoon, as dit jou motief is, dis jou plan, dan is jy besig met koninkryk. Dit gaan vir jou werk. Johannes 21 vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Peter, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier. Ja, Here, antwoord hy. U weet dat ek u lief het. Dis nadat Petrus hom verraai het, nadat alles gebeur het, Jesus gekruisig is, opgestaan het, en hy verskyn aan sy disippels en eet saam. Dis waaroor dit vir hom gaan. Nie wat het jy bereik nie, nie wat het jy gedoen nie. Het jy my lief? Het jy my lief? Hoe laat jy my voel? Het jy my lief? Laat jy iemand voel. Laaste skrif, 1 Johannes 4 vers 16. Ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hoe laat jy iemand voel? Is jy ingestel op iemand anders? Of gaan dit net oor jouself? Jy kies. Hierdie jaar wat kom, maak dit jou lese, maak dit deel van jou bewuswording, met enige iemand met wie jy in aanraking kom. As jy dit doen, nie net gaan jy die vrede en blydskap van die koninkryk beleef nie. Die Here gaan vir jou begin woord gee. Hy gaan die gawes laat vloei. Hy gaan vir jou dinge oopbreek, want jy is iemand wat hy kan gebruik in sy koninkryk. Hoe laat jy iemand voel? God is liefde. Dis waaroor dit gaan. Kom ons bid. Here, ons wil graag elkeen eendag voor U staan en hoor dat U sê, mooi so goeie en getroue diensknegt, diensmeisie. Terwyl ons hier is,
Heilige Gees, vra ek dat U ons bewus sal maak van die mense om ons. En dat niks toevallig gebeur nie, dat ons nooit toevallig met iemand te doen kry nie. U is die God wat alles bewerk in ons lewens. U is die een wat mense in ons lewens bewerk. Help ons om hierdie ingesteldheid te hê van opbou, van bemoediging, van nadertrek, van eer, van erkenning, van liefde. Help ons, Here. Heilige Gees, dankie dat U in ons is. Kom help ons. U is 'n goeie Vader. Ons aanbid in Jesus naam.